broers en susters, welkom vanmôre by die erediens. Mag die Here deur sy Gees self ook hier teenwoordig wees. Kom ons staan asseblief die uitspreek van die groet en ons bly staan vir die lofsang asseblief. Nie aan ons nie, o Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe al die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons lofsang, broers en susters, is Gesang 39, vers 1 en 2. Broers en susters, in die woord van God lees ons, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. Kom ons toets dan ons lewens aan die eise van God se wet. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. As ons meet aan hierdie wet van die Here Jesus Christus, broers en susters, dan erken ons dat ons liefdeloos teenoor God en teenoor mekaar optree. Kom ons bely dan nou op ons skuld met die sing van Psalm 130 vers 1 en 2. Amen.
ons plek 'n vervloekte te word. Kom ons bely nou, broers en susters, saam in die kerk van al die eeue, ons geloof in Jesus Christus. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bely ook met ons geloof, broers en susters, met die sing van Psalm 28, vers 3. Broers en susters, ek wil vanmôre begin met die eenvoudige vraag: waarom gaan mense vandag nog kerk toe? Waarom gaan mense vandag nog kerk? Wat gaan soek ons by die kerk, in die kerk? Waarna soek ons? Hier by die kerk van Jesus Christus. Ek dink daar is mense met die regte motiewe en ek dink daar is ook mense met verkeerde motiewe, wat om verkeerde redes kerk toe gaan. Ek dink elke Christen gelowige wat opreg in die geloof is, broers en susters, die kan vir ons sê, daar is in hoofsaak 2 redes waarom ek kerk toe gaan. Die eerste rede is eenvoudig in gehoorsaamheid aan God se woord, aan God se oproep. Want die Here roep ons op om kerk toe te gaan. Hebreërs 10 vers 25, almal ken al die teks. So in die eerste plek gaan ek in gehoorsaamheid aan wat God van my as gelowige mens verwag. Maar in die tweede plek gaan ek kerk toe omdat ek 'n behoefte daaraan het om vanuit die woord van God onderrig te word. Vanuit die woord van God in my geloof versterk te word. Om opgebou te word sodat ek elke dag die aanslag van jou wêreld en lewe daar buite kan weerstaan. Maar die belangrikste daarvan, ek het 'n behoefte om uit my hart uit vir die Here te kan sê, spreek Here, u diensknegte luister. Is die 2 belangrikste redes. Ons kan nog 'n klompie ander byvoeg, maar in wese is dit die oortuiging van daardie gelowige wat die regte motiewe in die hart het. Ek het nou gesê, ongelukkig is dit so dat daar ook mense is wat kerk toe gaan met die verkeerde motiewe, met ander woorde om die verkeerde redes. En ek gaan nou kortliks daarop terugkom. Ek lees vanmôre vir ons broers en susters uit Johannes 1 vers 35 tot 42. Johannes 1 vers 35 tot
42. Met die opskrif by die gedeelte, die eerste disippels van Jesus. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê as dit vertaal word, meester, waar is u tuis? Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy tuis was en die dag by hom gebly en dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus. Tot sover die skriflesing, broers en susters, salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, in hierdie oggenduur wil ons aan U bring al die lof en die eer wat U toekom. Want U is die Almagtige, die Skepper en die Onderhouder. U is die een wat beskik en besluit. U is die een wat alles bestuur. U is die een, o Here, wat elke mens se lewe in U hande hou en wat daaroor besluit. U is die een wat elke dag vir ons sorg, Here. Wat elke dag ons in die hand neem en ons lei op die pad wat U vir ons weet die beste is. Van U is ons afhanklik vir alles, o Vader. Daarom dank ons U dat U elke dag vir ons gee dit wat ons nodig het om van te lewe. Ons bid vanmôre, o Here, dat U ons samesyn hier sal seën, dat U die verkondiging van die woord sal seën en gebruik, want ons erken en bely dat die woord verkondig word deur nietige sondaarmense, maar gebruik dit tog, Here, tot U eer en verheerliking. Ons bid vir die kerk oor die wêreld heen, oral waar die kerk die evangelie moet verkondig, Here, in 'n wêreld waar die mense nie meer voor U woord wil neerbuig nie, maar waar die mens volgens sy eie willekeur wil lewe. Bid ons, Here, dat U die kerk sal seën en sal gebruik om in waarheid die evangelie te verkondig, in waarheid steeds kerk te wees. Dit raak al moeiliker, o Here, om in hierdie tyd en hierdie wêreld deel van die kerk te wees. Ons word beproef en ons word uitgedaag, o Here. Ons bid daarom dat U ons die krag sal gee om te volhard daarin, om deel van U liggaam hier op aarde te wees. Ons bid vir hierdie gemeente, o Here, dat U ons sal gebruik as instrumente in U hande. Ons bid vir elke lidmaat, van die kleinste tot die oudste, Here, vir die kerkraad, wat moet lei en besluite moet neem, en tot uitvoer moet bring. Ons bid dat U ons, o Vader, as gemeente sal lei op daardie pad, waar ons dan ook vir hierdie gemeenskap waarvan ons deel is, 'n lig moet wees en sout moet wees. Ons bid dat U ons sal lei in liefde en vrede, Here, sodat ons waarlik liggaam van Christus kan wees, wat al die take van die kerk ook hier volbring, soos U dit wil hê. Ons bid vir almal, al die kinders, Here, wat na U uitroep, wat bepaalde probleme ervaar, ongeag wat dit mag wees. Dat U ons hoor, o Vader, as ons tot U nader, en dat U volgens wat U weet die beste is, ook ons sal gee op U
Ons dank U, Here, vir al die seëninge wat ons uit U hand ontvang, elke dag. Ons bid dan ook nou, Here, dat U deur die Gees self hier teenwoordig sal wees. Dit in hierdie oggend U stil sal maak in ons hart, o Vader, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, dat ons kan inneem en ook daarvolgens kan leef. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, met vergifnis van ons sondes, in sy naam. Amen. Ons sing nou saam, broers en susters, in Psalm 159 vers 1 en 3. 159 vers 1 en 3. Broers en susters, in vers 39 draai Jezus om na daar twee mense wat hom volg en hy sê vir hulle, wat soek julle? Wat soek julle? Broers en susters, ons lees in die gedeelte dat hierdie twee manne eintlik disippels van Johannes die Doper was. Aan die ander woorde volgelinge van Johannes die Doper. Johannes het 'n groepie volgelinge gehad wat oral waar hy opgetree het ook saam met hom was. En per geleentheid stap Jezus daar verby en Johannes sien hom en hy sê vir hulle, daar is die lam van God. En dan gaan daar die twee disippels van Johannes en hulle volg vir Jezus. En wanneer Jezus agterkom dat hierdie twee agter hom aanstap, draai hy om en hy vra vir hulle, wat soek julle? Johannes Calvin skryf oor hierdie gedeelte, broers en susters, en hy sê dat Jezus die besondere vermoë en gewoonte gehad het om mense se motiewe te ontbloot. Jezus wou daardeur mense bring tot selfondersoek ook. As hy vir hulle daardie tipe vraag vra soos hier vir hierdie mense, wat soek julle? Laat hulle self die vraag moet antwoord, maar hoekom volg ons hierdie man? Wat wil ons van hom hê? Wat soek ons by hom? En ons sien in hierdie gedeelte ook baie duidelik, sê Calvin, hoe dat Jezus dan wel hulle motief openbaar. Hulle antwoord hom nie direk nie. Maar tog, in hulle antwoord kry ons die openbaring van hulle motief. As ons ook die res van die gedeelte lees, dan sien ons wat hulle motief was. Ek het nou nog gesê, daar is mense wat Jezus om verkeerde redes volg, en ander wat hom om die regte redes volg. En as hy vir hulle vra, wat soek julle, dan, as ons na die Griekse samestelling gaan kyk in daardie paar woorde, dan kon Jezus dit net sowel gevra en dit kan net sowel so vertaal word, as om vir hulle te sê, waarna soek julle? Wat soek julle van my? Wat wil julle van my hê?
En dan antwoord hulle hom en hulle sê vir hom, met nog 'n vraag. Hulle vra vir hom, waar gaan u tuis? Dis wat hulle wil weet. Hoekom sou hulle dit wou weet? Ons sien dit in die daaropvolgende versies, wanneer Jesus vir hulle sê, volg my, en dan lees ons daar staan, en hulle was die hele dag by Jesus. Hulle het die dag by hom deurgebring. So hoekom hulle wil weet waar hy tuis was basies omdat hulle daarmee vir hom wil sê, ons wil weet waar bly u, want ons wil met u praat. Johannes het gesê, dis die lam van God, ons wil meer weet. Ons wil by u leer, u is die Messias. En daarom het hulle die hele dag by hom deurgebring, want hulle het by die Here Jesus Christus geleer, na hom geluister en geleer. En daarom sê die opskrif van hierdie gedeelte dan ook die eerste disippels. Want waar hulle disippels van Johannes was, word hulle nou volgelinge van die Here Jesus Christus. Hulle het na hom toe gegaan om van hom te leer. Dat hy hulle moet rig, dat hy hulle moet lei, en meer moet vertel oor waarom hy hier is. So die motief van daardie mense was goed en suiwer en reg. Die vraag vir ons in ons tyd, broers en susters, is dan ook dit: waarom volg u en ek vir Jesus Christus? Wat wil ons van hom hê? Waarna soek ons as ons hom volg? En ja, daar is maar baie motiewe en motiewe. Ons het nou 'n paar liedere gesing, broers en susters, en ons gaan ook nou nog een sing as ons afsluit. En elkeen van hierdie liedere, as jy na die behoring gaan kyk, is gekies met die doel dat hulle sê iets van die feit dat ons sing tot lof van die Here. Ons jubel in ons loflied as ons sing tot die Here. Ons erken ons skuld in 'n skuldbelydenislied wanneer ons op die Here se woord antwoord. Want die lied van die kerk het nog altyd 'n bepaalde rol gespeel. Maar daar het 'n probleem ontstaan met die tyd. Hier binne in die mens self. En ek wil vanmôre kortliks met u oor hierdie motiewe van die mensdom gesels, omdat dit vrae is wat elke male, veral onder ons jonge mense na vore kom. Ek het al baie met mense te doen gekry in my loopbaan, baie, wat hierdie negatiewe, afbreekende kommentaar lewer as hulle verwys na ons, noem dit maar die tradisionele kerk, die kerk van die gereformeerde belydenisgrondslag. Dan sê hulle vir jou, as ons daar by jou in stap, man, dis soos 'n begrafplaas, dis dood. Jy het dalk ook al gehoor, hulle sê dis dood. Wat meer is een het al vir my gesê, jy voel nie die gees van die Here as jy in hierdie kerke is. Voel of die Heilige Gees nie daar teenwoordig is, want dit is dood. En daarom vra baie van ons jonge mense baie, maar hoekom hou ons kerk soos ons kerke woon, en nie hoekom het ons nie ook sulke lekker musiek soos die ander kerke nie? Weet jy dit? Daar's kerke in ons tyd wat toemaak. Hartseer, maar kerke wat toemaak. Watter kerke maak toe? Oor die algemeen op die kleiner dorpies, die tradisionele kerk.
Daar's nie 'n orgel nie, dis te oudtyds, dis te dood. Daar's orkes. Hulle gaan aan. Dit gaan baie keer met hulle goed en selfs baie goed. Sommige van hierdie ouens bring nie net 'n kerk in hierdie dorpie tot stand nie, hy ry verder en hy gaan nog 'n kerk in 'n ander dorp en hy het naderhand sonder 'n hele klomp van sy eie kerke. En daardie kerke is oor die algemeen meeste van die tyd nooit verbind aan 'n kerkverband nie. Ons hier is deel van die APK kerkverband. Ons bely dieselfde. Of ons APK hier is, of ons APK Broederingstad is, of waar ook al, ons bely dieselfde, ons glo dieselfde, ons doen dieselfde. Maar die meeste van hierdie kerk, wat letterlik so paddastoele soms opskiet, het nie die strukture nie. Elke ou doen wat hy is voor. Soos hy wil. En dis ongelukkig hartseer genoeg die waarheid. Hulle het nie eens 'n gemeenskaplike belydenis wat hulle onderskryf wat hulle mekaar bind nie. Elkeen doen sy eie ding. Hulle eredienste is die elke gemeente gebruik of elke pastoor of wie ook al gebruik sy eie riglyne, hoe hy sy erediens wil inrig. Dis nie soos by ons dat ons 'n vaste gebruik het. En daar's ook bepaal die redes voor. Maar goed, jy kort in die naam daarvan, broers en susters, dan sê hulle vir jou, daar is die Heilige Gees. As jy daar instap, voel jy die Heilige Gees. As jy daar instap, beleef jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Alle kerke, broers en susters, alle kerk wat waarlik kerk is, hoort eintlik dieselfde evangelie van Jesus Christus te verkondig. Kan nie anders. Met ander woorde, dit wat ons op 'n Sondag hier bely en verkondig, die inhoud daarvan is dieselfde as wat enige ander ware kerk elders in Suid-Afrika moet bely en verkondig. Ons verkondig die evangelie van Jesus Christus. Nou hoekom is dit so? Dat in die een kerk waar die evangelie van Jesus Christus verkondig word, is daar net 10 mense, en in die ander kerk waar die evangelie verkondig word, is daar 500. Wat maak die verskil? En dan kry jy die antwoord by daardie mense wat daardie kerke besoek. Hulle sê vir jou, want is al baie vir my gesê, ek het in Pietersburg met 'n jong man wat nie in ons kerk was, of in een van die gereformeerde kerke van belydenis was nie, wat 'n taak moes saamstel, wat een die opdrag was om met 'n tradisionele dominee te gaan praat oor hoekom hulle kerk hou soos hulle kerk hou. En ek en die jong man het 'n 3-urige gesprek gehad, wonderlike gesprek, en ek het vir hom gevra, hoekom doen julle dit so? En hy sê, dit is lekker. Dis lekker, ons musiek is lekker. Hy praat toe van die atmosfeerverskil. Die atmosfeer in die tradisionele kerk soos ons vandag hier sit, is 'n atmosfeer van stille gewydheid in die teenwoordigheid van die almagtige God. Die atmosfeer in ander kerke is 'n vrolikheid. Geweldig baie klem op die musiek en die effek van die musiek. En noem dit maar. Met ander woorde, die verskil lê in 'n groot mate volgens hulle eie beskrywing in die atmosfeer. By ons is dit dood. Daar is dit nie dood nie, daar's 'n atmosfeer. En die musiek skep die atmosfeer. Dis waar, eerstens die musiek. Weet jy, heel ironies, eintlik, maar regtig kommerwekkend. Hier waar ons vandag sit, die Bybel wat ek vandag lees, die belydenis waaruit ek vanmôre gelees het, dit wat ons hier doen, is wat die kerk van al die eeue gedoen het. Ek glo en doen, soos ons voorvadere wat by Bloedrivier was, geglo en gedoen het. Ons het steeds dieselfde belydenis. Ek glo en doen wat Jan van Riebeeck toe in die Kaap gekom het en met sy gelofte 6 April 1654, onthou die gelofte was 2 jaar na sy koms.
wat hy die gelofte afgelê het, het hy gesê, hy wil die gereformeerde geloof in hierdie land vestig. Ek glo vandag wat Johannes Calvin, Martin Luther, John Knox en noem hulle op geglo het, toe hulle die kerk hervorm het in 1570. Maar ironies, al die kerke wat so sparrastoele opsteek die hele land oor, wat nie noodwendig is altyd, hoor mooi, nie noodwendig is altyd 'n kerkraad het. Hulle glo nie meer, maar die voorvader by Bloedrivier geglo het nie. Hulle onderskryf nie meer die belydenis wat by Bloedrivier gegeld het nie. Hulle onderskryf nie meer die belydenis wat Jan van Riebeeck in sy gelofte afgelê het nie. Hulle verskil in baie opsigte drasties, radikaal van ons voorvaderouers, van Jan van Riebeeck, van Johannes Calvin en Martin Luther, noem maar op. En tog is dit die kerke wat volk is. Waarom? Die atmosfeer. Die verskil lê nie in die evangelie van Jesus Christus nie, ons gebruik dieselfde Bybel. Maak nie saak wat 'n kerk dit is. Ons gebruik dieselfde Bybel. Die verskil kom by die atmosfeer, wat tog vir die mense so belangrik is. Atmosfeer wat geskep word deur die musiek. Weet jy dat die kerkhervormers, Martin Luther, Johannes Calvin, veral Calvin en 'n ou met die naam Ulrich Zwingli, was baie gestel daarop. Geen musiek in die erediens. Hulle het alle instrumente in die erediens uitgegooi. Waarom? Hulle het 'n bepaalde aanvoeling gehad. Dit was hulle probleem in die Romeinse kerk wat gebruiklik oorgeneem het. Kyk, die Ou Testament is vol musiekinstrumente, is nie waar? Maar hulle het 'n gebruik gehad en gesê, of 'n aanvoeling gehad en gesê, maar wag 'n bietjie. Die musiek trek die aandag af van die woord van God. Die woord van God staan nie meer sentraal nie. Dit gaan nie meer oor die woord van die Here nie, dit gaan oor die musiek. Oor die lekker sing en dit wat die musiek aan jou doen. En daarom het die kerkhervormers gesê, uit met die musiek, want die fokus moet wees op die woord van God. Op niks anders. As ons moet kyk, broers en susters, hoe ons die erediens moet inruim, dan volg ons Jesus as voorbeeld. Kyk, baie van hierdie kerke sê ook vir jou, ons by as 'n voorbeeld. Ons wil groot gedoop wees, want Jesus is groot gedoop. So hulle wil graag Jesus as voorbeeld gebruik. Maar as ons nog kyk, broers en susters, na die atmosfeer waar Jesus gepreek en verkondig het. Dit moet vir ons 'n voorbeeld wees. En ek het dit gedoen in die week in my voorbereiding. Letterlik en figuurlik, wat sê die Nuwe Testament vir ons? Wat sê vir al die evangelies waar Jesus se lewe bespreek word, waar Jesus self die woord is? Wat leer ons daaruit? En dit is nogal baie interessant. Wat was die atmosfeer waar Jesus gepreek het? En weet jy, jy kan maar gaan soek soos ek. Jy kan maar gaan lees soos jy kan. Nie een keer waar die Here Jesus verkondig het, of dit in die tempel was, of dit in 'n sinagoge was, of dit buite in die veld was, of dit op die berg was. Is daar eers sprake dat daar selfs eers gesing is. Glad. Wat was daar toe Jesus hier was, wat hy gedoen het, wat vir ons as voorbeeld stel? En ek gaan vir u lees enkele aanhalings uit die Bybel uit, wanneer Jesus met die mense gepreek het soos ek vanmôre. Hoe het dit geskied? Wat was die formaat daarvan? En moenie 'n fout maak nie weer eens.
hulle het musiekinstrumente gehad. Ons lees meer in die Ou Testament daarvan, in die Nuwe Testament, bitter min. Gaan lees maar, ek het opgesoek. En dan lees ons die volgende, eerstens, die atmosfeer wanneer Jesus gepreek het, was sentraal, die fokus, die woord van God. Hy het die skrifte uitgelê. Hy het hulle geleer uit die woord van God. Dit was die atmosfeer. Hy het gepreek, gepraat, en die mense het geluister. Ek wil al gesê, dit was die tweede atmosfeer, as jy kyk na die atmosfeer. Hy het gepraat oor die woord van God, en die mense het geluister. Ek haal vir hier aan, paar van die aanhalings, soos wanneer Jesus hulle geleer het. Daar staan, hy het begin leer. Ander plek, hy het sy mond geopen en hulle geleer. 'n ander plek, hy het die skrifte uitgelê. 'n ander plek, hy het die koninkryk van God verkondig. 'n ander plek, hy het baie dinge deur gelykenisse geleer. Die atmosfeer waar Jezus aan die woord was 'n atmosfeer van onderrig in die waarheid van die woord van God. Want dis hoekom die mense hom gesoek het. Dis hoekom die mense daar was. Dis wat Jezus moes doen en wou doen en gedoen het. Hy het die evangelie verkondig. Hy het God se woord aan die mense geopenbaar. Dit was die doel van die saamwees en die samesyn daar. Dit, die woord van God. Die luister na die woord van God. En dis die tweede baie belangrike ding wat ons uit hierdie, as mens al die kere waar Jezus in gesprek was, as jy dit ondersoek, as jy die mense het geluister. Lukas 19 vers 48 vat dit saam deur te sê, die hele volk het aan sy lippe gehang. Aan die ander woorde, hulle was geraak deur sy woord. Hulle was geraak hier binne, hulle het aan sy lippe gehang. Nie op grond van die musiek wat hy vir hulle gespeel het, op grond van dit wat hy hulle geleer het. Vandag wil ons mense nie meer sit en luister en leer nie. Dit moet vir hulle lekker wees. En as dit nie lekker is nie, wil hulle nie na daardie kerk toe gaan. Waar Jezus gespreek het hulle aan sy lippe gehang en geluister. Daar was reaksie. Gewoonlik na die tyd het mense vrae gevra, opmerkings gemaak. Was mense kwaad, of hulle tot geloof gekom. Iets van die. Maar die reaksie was op grond van die woord van God wat die Here Jezus aan hulle openbaar het. Matteus 7 vers 28 sê, en toe Jezus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer. Verslae oor sy leer, en die bedoeling daar, soos ons kyk na die Grieks was, hulle was aangegryp deur wat hy geleer het. Nie een of ander emosie of 'n belewenis of 'n ervaring of 'n ding nie. Hulle was aangegryp deur wat die Here Jesus Christus vir hulle geleer het. Nou as mens bloot die 4 evangelies vat, en jy gaan maak 'n samevatting van die atmosfeer tussen aanhalingstekens, waar Jezus gepraat en gepreek het, dan kry ons die volgende, ek vat dit saam. Die mensheid rondom Jezus na mekaar geneem. Hy het begin leer en die skrifte uitgeleer. Die mense het aandagtig geluister. Daar was soms vrae en gesprek daarna, en hulle reaksie was gewoonlik verwondering en geloof of ongeloof en vyandskap. Dis wat ons kry, as ons dit ondersoek wanneer Jezus gepreek en gepraat. Nee, dit. So eenvoudig soos dit. Dit wat ons hier doen, met alle respek, broers en susters, dit. In gewydheid. In aandagtigheid. Want ons is hier om 2 redes onthou, ons is hier om gehoorsaam te wees aan God se opdrag, en ons is hier om te sê, spreek Here, die diensknegte, luister. Ons is nie hier om vermaak te word.
Ons is nie hier vir een of ander vertoning nie. Ons is hier om te sê, spreek Here, u diensknegte, luister. Nou wil ek afsluitend samevattend, broers en susters, 'n paar interessante dinge met u deel. Wat eintlik ure en ure se lange gesprek is, maar ek gaan dit baie kortlik saamvat sodat u iets daarvan kan probeer verstaan. Ek het in die tyd wat ek die verskillende beradingskursusse gedoen het en ook die spelterapie kursusse het ek baie geleer want in terme van die werking van die menslike brein. Hulle het verskriklik baie op dit gefokus om 'n kind te kan verstaan. Selfs 'n klein kindjie wat glad nie kan kommunikeer en dis meer moet jy die werking van die menslike brein verstaan. En dit is nogal ongelooflik interessant en geweldig belangrik. Maar die interessante hieraan verbonde is dit. Verskillende aktiwiteite, en ek gaan nie die tegniese terme nie meer verveel nie, ek gaan probeer om dit baie eenvoudig te hou en te verduidelik. Verskillende aktiwiteite speel as het ware in op verskillende dele van die menslike brein. As jy honger word, is dit 'n sekere deel van jou brein wat met jou kommunikeer. As jy praat, is dit 'n ander deel van die brein wat met jou kommunikeer. As jy seer kry, is dit 'n ander deel van die brein wat daardeur geprikkel word. Klomp prikkels hier in die menslike brein. Sekere dinge waarmee jy te doen kry wat hierdie prikkels veroorsaak en ander effekte daarna in jou brein het. Nou musiek. Die wonder van musiek. Ek is verskriklik lief vir musiek. My vrou kan vir julle sê, ek ry nie 'n kilometer as ek nie my radio aan het of my stokkie daarin het nie. Ek luister musiek die hele tyd terwyl ek ry. So ek het nie 'n probleem met musiek nie, inteendeel. Maar die gevare. Musiek speel in ook op 'n spesifieke deel van die menslike brein. Maar interessant is, dwelms speel presies op dieselfde plek van die brein in as musiek. Terwyl loop, praat, ander funksies en aksies soos honger word in ander dele van die brein is en ander dele oorvleuel mekaar, maar hoor mooi, dit is verskriklik belangrik. Dit was die aanvoeling wat die kerkhervormers gehad het, dis hoekom hulle alle musiek in die kerk uitgegooi het. Hulle kon agterkom musiek het 'n uitwerking op die mens. Waarom en wat? Juist dit, hoor mooi, dit is belangrik. Verslawing vind op presies dieselfde plek van die brein plaas as waar musiek 'n effek in die menslike brein het. Wat gebeur wanneer mens iets gebruik en as ek dit nou so kan noem, hulle praat van sê net maar die plesiersentrum in die menslike brein. Daai deel van jou brein wat vir jou sê, "Sjoe, hierdie was nou lekker." En dis dieselfde deel van die brein wat nou vir jou sê, "Ek wil dit weer hê. Ek wil dit weer hê." Hulle praat van die beloning. En die een ding wat 'n belangrike rol daarin speel, inderdaad al gehoor, almal al gehoor, is dopamien. Wat gebeur as jy musiek luister? Dan aktiveer dit die dopamien in jou brein, daai spesifieke deel van jou brein. Die musiek aktiveer die dopamien, want dopamien is daardie ding wat vir jou sê, dit is nou lekker, maar dit moet op 'n ek wil amper sê 'n normale basis geskied. Enigiets normaal is goed. Dan voel jy lekker en dan sê jy, maar ek wil dit weer doen, want dit was vir my lekker. Ek drink 'n glasie wyn, maar dit is vir my lekker. Baie ouens, 'n kollega van my glo daarop, elke aand van sy lewe drink hy ek dink is whisky. Drink hy 'n whisky, want dit is gesond. En hy sê dat laat hom net lekker ontspan. En ek en my vrou het al probeer en Vader, weet dit werk nie vir ons. Maar hy sê Vader net so 'n bietjie whisky in. En hy doen dit elke aand. En hy sê die aand as hy dit nie drink, dan voel hy kan nie afskaap nie, hy kan nie aan die slaap raak. Wat gebeur?
Wanneer jy daai whisky drink en is lekker en hy het 'n effek op jou, hy maak jou rustig is 'n feit. Dan sê jou brein die dopamien hier, die Engels noem dit 'n dopamien rush. Jou brein skei te veel dopamien af. En dit sê vir jou brein, magnies man, dit was nou lekker, jy moet dit weer kry, hoor. En môre soek hy dit. Hy wil dit hê. Daai ding wat vir jou so lekker was, onthou, né? Drink jou glas whisky, baie lekker te ontspan, gesond. Musiek doen presies dieselfde. Dis hoe mense verslaaf raak aan dwelmings. Daai plesiersentrum hier binne, dis 'n dopamien rush wat sê maar hierdie laat jou lekker voel. Jy moet dit weer doen. En hy dwelmverslaafde gaan doen dit weer, want sy liggaam vra dit. Hy het nie beheer daaroor nie, hoor mooi. Hy het nie meer beheer daaroor nie. Die bo beheer hom. Sê jy dit nodig. Om gelukkig te wees, om lekker te voel, het jy dit nodig. En hy vat dit. Wat gebeur nou met die musiek? Presies dieselfde. Want ironies, dis presies dieselfde deel van die brein wat deur musiek aangeraak word as dwelms. So jy raak verslaaf aan die gevoel van musiek. Aan daai euforie wat die musiek skep in die mens. Daai gevoel van, dis lekker, ek wil dit weer hê. En weet jy wat se gevaar, daarmee maak ek sommer nog meer klaar. Weet jy wat se gevaar dan? Dis wanneer iemand hier kom en sê, oh, dis dood hierso. Dis dood. Want die dopamien, hier's niks wat die dopamien ras veroorsaak. Hier's niks wat jou aanjaag. Hier's niks wat jou, die dopamien moet eers geactiveer word. En as jy nou gewoond is aan daai dopamien gevoel in 'n kerk waar die musiek die oorwegende is, dan wil jy dit hê. Dan voel dit vir jou leeg en dood in enige ander kerk. Dan dink die mense, dis die werking van die Heilige Gees, intussen is die chemiese reaksie in jou brein, wat dit veroorsaak. Dan verwarm jy dit met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Daarom kan jy God nie meer ervaar in 'n gewone erediens soos hierdie nie. Want hier is nie sulke geraas musiek wat jou dopamien vlakke oorspoel, sodat jy eufories voel. Dis hoekom die kerkhervormers besluit het, maar die orgel is die ideale instrument. Hy het tromme in, hy het fluit in, hy het dit in, hy dat in, om die gelowige te begelei. Hoor mooi, ek sluit daarmee af. Musiek begelei. Dis nie waaroor dit gaan. Dit begelei. Dis bedoel om die mens bloot te help om te antwoord op die woord van God. Ons sing as 'n antwoord op die woord van God. Dis die doel van musiek in die kerk. Ons sing as 'n antwoord op God se woord aan ons. Daarom ons verskillende liedere. Party wat skuldbeleid, party wat sy lofbesing en noem dit op. Maar wanneer ons kerk toe gaan, broers en susters, dan moet ons nie kerk toe gaan omdat ons verslaaf geraak het aan musiek as 'n afgod. Baie van die mense het ek al gevra en sê, as hulle jou orkes uitgooi, sy nog kerk toe gaan, as hulle eerlik genoeg om te sê nee. Hoekom? Want hulle verslaaf geraak aan die gevoel wat die musiek veroorsaak in ons kinders wat hier sit, ons jong mense moet asseblief hoor. Musiek is 'n wonderlike medium wat die Here vir ons gegee het. Maar dit het 'n afgod in die kerk geword. Mense gaan kerk toe vir die musiek, nie meer vir die woord van God nie. Daarom kan die ou wat daar voor staan sê net wat hy wil. Dit kan onbybels wees, dit gaan die mense nie pla nie, want hulle is nie daar vir die woord nie, hulle is daar vir die musiek. En dis die probleem met die menslike brein. Kom ons volg die Here Jesus Christus in gewydheid. Twee redes, omdat hy my daartoe oproep, en omdat ek vir hom wil vra, wil smeek, spreek Here, die diensknegte luister. Mag die Here God gee dat u en ek, broers en susters, as ons môre hier uitgaan, opnuut ook onsself ondersoek, en sê, hoekom volg ek
Jesus Christus. En mag die antwoord wees dit wat ek vir môre hier probeer gee, daai 2 punte. Mag die Here ons daarin genadig wees. Amen. Kom ons dank nou saam. Driemaal heilige God en Hemelse Vader, Here, ons dank U dat ons die voorreg het om deel te kan wees van 'n kerk, Here, waar U woord sentraal staan. Waar dit vir ons gaan om die evangelie van Jesus Christus en nie oor die gevoel en die emosie van die mens. Help ons dan, o Here, om waarlik U volgelinge te wees. Dat ons U volg om die regte redes, Here, omdat U die verlossing is. Omdat U die een is wat vir ons sondes betaal het. Omdat U die een is wat vir ons die ewige lewe daar gestel het. En dat ons in dankbaarheid, in gehoorsaamheid voor U lewe. Ons wil vra, Here, dat U met ons sal wees in hierdie week, waar ons van ons onderrig vanmôre ook weer hervat, Vader, gegee dat ons ouers ook getrou sal wees aan daardie verbondsbelofte. En ons kinders sal bring om ook hier onderrig te word. Gaan met ons dan in hierdie res van die dag, Here, as dit U wil is, bring ons volgende Sondag weer hier by mekaar. Vergeef ons menigvuldige sondes, ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ek vermoed ons van nou terug na die gebruik om nou die kollekte op te neem, broers en susters, asseblief. Broers en susters, ons slotsang. Ons slotsang is Psalm 42 vers 2 en 3.
Vader en die gemeenskap en die Heilige Gees met u almal wees. Amen. U kan maar sit, dankie, ek kan hulle afkondigings aan, as die kerk laat, ek was so 'n bietjie vinnig met die slotsang vanmôre, maar ek het hier na die afkondigings geloer, en ek hoor die orgel op moet speel, ek het nog okay, die manne is nog verby, dus kan maar aangemaak, die was er nog nie verby nie, maar dit het nog steeds goed uitgewerk. Broers en susters, baie dankie eerstens, vir Jan dat ons weer uitgehelp het vanmôre, Rinda is nog in Klerksdorp, dit gaan nie goed met Connie, en sy probeer nog maar so lank as moontlik daar wees, hy is onder baie sterk sedasie, en so meer, so ons op hierdie stadium verskoon ons haar totdat dit nou hopelik hierdie genade beter gaan. En baie dankie vir almal se teenwoordigheid vanmôre, dit is vir my regtig wonderlik om te sien hier is soveel lidmate vanmôre ten spyte van die koue, jy weet hoe ek vanmôre daar en die kerk moet gaan, ek moet 8 daar wees vir die hoërskoolkatedese, 7:15 het daar ou daar aangekom met sy karretjie toe lê die ys op die agterry. Ek het nie besef nie, maar toe voel mens, dit is vrek. So baie dankie dat jy vanmôre ten spyte van die koue hier saam met ons is. Ons het groot waardering daarvoor, soos jy nou ook al gehoor het, die verbondsonderrig hervat vanmôre. Ons vra voorbereiding dan vir die volgende, broer Henny Koen, en suster Mabel Skol, sy suster wat kanker het, en dan die ondegenaar by die kanker mee worstel, suster Marie die Jager, sy seun wat herstel na beroerte, Elwie Potgieter wat ook kanker het, en Lorraine de Tooi wat dialyse tuis ontvang, Henny Skols is terug in die oude tuis, en oom Herklaas Strydom, wat hulle is in die enige kerk Michtel, maar hulle bly in die oude tuis, so hulle kerk meer die ons eintlik die laaste rit, maar hy is ook nog al 'n geruime tyd in Bloemfontein in die hospitaal, en dit gaan nie goed met hom Herklaas nie, en dan Alta van den Heever wat ook 'n handoperasie ondergaan het. Ons bid ook vir ons boeregemeenskap in hierdie moeilike tye, en vir ons volk. Ons kry swaar, ons volk sukkel, ons kry te doen daarmee, daar is groot nood en ellende, en ons moet asseblief dink aan die wat minder bevoorreg is as ons. Verjaarsdag vir die week, maar wag 'n bietjie, ek onthou dit nou, hier het hulle met potlood die een kant geskryf, maar ek onthou, dus laas week ook gesê, Susan daar agter gaan die week vir 'n skoueroperasie, is ons Susan? Die week daarop nog, ek is nog net vinnig. Sien, ek is al klaar in Augustus. Ek is julle vooruit, maar so lank sterkte, Susan. Ek so lank sterkte vir jou. Maar 'n vrou wat wag vir 'n operasie kan 'n moeilike ding raak. Ek hou daarvan, as jy geopereer moet word, gaan en doen dit en kry klaar, né? Ek daai gewag. Maar goed, die verjaarsdag, die 26ste Julie, Chris Grobbelaar, die 27ste Julie, Shaal Haasbroek, die 27ste Julie, jongeling Andrew Strauss, die 27ste Henkie Swanepoel, ook die 27ste, jongeling Donnelie van Jaarsveld, die 28ste Sonia Botes, die 30ste Paula Haber, die 1 Augustus, kyk daar is ons in Augustus, Christian Pretorius. Dis almal wat verjaar, mag het vir julle almal 'n baie mooi en geseënde nuwe lewensjaar wees. Geen nuwe lidmaat of lidmate wat verhuis het nie. Ons hoop die Bybelstudie kom hierdie week nou van die grond af, maandag aand 6:00 en donderdagoggend 10:00. En dan ja, ons het gesê van die VBO boodskappers daar in die Here beskikbaar, Julie Monson vir die van u wat wil hê, daar's pragtige artikels in, ek het lees dit ook. En daar is koffie en tee nou na die erediens. Broers en susters, dis al wat die afkondigings aanbetref. Baie dankie, geniet die dag en gaan in vrede.